Aluma Capital, celebrating a decade of trust, investing in your future. Ons gesels vanoggend oor 'n paar internasionale en plaaslike stories saam met Doreen Loubser van Algoa FM. Goeiemôre Doreen. Goeiemôre Pierre en Jennifer. Doreen, ons begin in die Oos-Kaap waar die dodetal steeds styg. Ja, toe ek so 2 weke gelede met julle gesels het, was dit die oggend na die groot reën daar in die OR Tambo distrik en toe was die dodetal 9 en ons het geweet daai dodetal gaan styg en dit staan nou op 100 en ons weet nie hoeveel mense vermis word nie want die soekspanne duur voort en daar word steeds nog liggame uitgehaal uit die water uit. Ek weet die laaste week het hulle nog 6 liggame gevind en net om vir julle te sê van die wat alreeds gevind is 94 reeds uitgeken deur geliefdes, 63 was volwassenes, 37 was klein kindertjies en dan 22 was skoolgaande kinders gewees. So dit is maar nog iets wat chaoties daar in die OR Tambo distrik met baie aktiwiteite wat nog daar aangaan. En ek het vanoggend vroeg gedink oor begrafnisse. Ons weet dat begrafnisse 'n groot ding is vir families en hier sit ons met 100 begrafnisse wat gereël moet word in 'n plek waar die water nog baie diep lê. Ek dink die res van die land besef nie hoe dit lyk inderdaad op hierdie stadium nie. Dit is amper asof ons nie regtig verstaan wat daar gebeur nie. Ja, ek meen, ek myself was nog nooit in Mthatha nie, ek weet dis deel van die Oos-Kaap, maar in jou gedagtes, weet jy, dis daar aan die kant, maar as dit nie is vir die foto's en die beeldmateriaal en die stories van die mense wat ons hoor nie, sal mens nie besef hoe ernstig dit eintlik is nie. Daar's mense wat hulle wonings verloor het, skole is heeltemal vernietig, dis daarom nou skoolvakansie, maar ons moet ook weet dat baie leerders kon nou nie eksamen geskryf het nie, en ons moet kyk na hoe dit hulle gaan raak met die res van die jaar wat voorlê, die skooljaar. En dit is wonderlik dat plaaslike joernaliste soos jy sulke stories in die res van die land kan bring, sodat ons almal kan bewus wees wat gebeur. Maar nog 'n plaaslike storie van OFM af is dat daar 'n tiener is wat ontvoer is en vir 20 dae weg is, as ek dit nie mis het nie. Dis reg, Kamogelo Baukadi, hy gaan skool by die Martie Du Plessis spesiale skool in Bloemfontein. Nou hy is vandag 20 dae reeds vermis. Hy is ontvoer, iemand wat vir sy ouers werk, kom haal hom gereeld by die skool, en toe 2 mans wat hulle as polisiemanne voorgedoen het, vir hierdie drywer gesê, hulle vermoed dat hierdie voertuig gebruik word om dwelms te vervoer. En dus het hulle hierdie 19-jarige tiener aanbeveel om uit die voertuig uit te klim en by hulle in te klim en toe gesê hulle gaan almal saam na die Parkberg polisiestasie toe. En dit is nou die laaste wat hierdie tiener gesien is. En intussen is 'n 42-jarige polisiesersant in hegtenis geneem. En dit blyk nie dat hy enige iets sê nie. Hy het gister in die hof verskyn en hy is aangekla van 'n skedule 1 misdaad wat nou opgegradeer is na 'n skedule 5, want daar is bevind dat 'n losprys wel gevra is vir die familie, maar 20 dae is 'n baie lang tyd en die polisie het gesê hulle het 'n spesiale taakspan om hierdie kind te kry en ja, ons hoop maar dat hy nog lewe, dat hy veilig is en dat iemand 'n deurbraak in hierdie saak sal maak. Dis werklik tragies ook om te besef hoeveel ontvoerings daar is daarin. Dis regtig 'n bietjie van 'n pandemie wat die land mee sukkel op hierdie stadium. Ek weet daar was onlangs weer 'n dame in die baai ook ontvoer. Mens hoop regtig en mens bid vir die mense wat ontvoer is en hulle gesinne wat regtig deur 'n verskriklike tyd moet gaan en hooplik is daar vinnig 'n deurbraak. Dan oor na ons volgende storie en 'n skelmfoto in 'n skooltoilet.
Ja, ons bly in Bloemfontein, 'n voorval wat gebeur het by 'n skool. Die skool is nie uitgeken nie. Kom ons sê nou maar 'n chef of 'n kok wat by die koshuis werk in die skool het by 'n skoolfunksie die badkamerdeur oopgemaak vir 2 12-jarige seuns wat natuurlik die badkamer gaan gebruik het. En die een maat sien toe hoe hierdie man 'n steelfoto neem van sy vriend terwyl hy besig is om sy besigheid te doen. En toe vir hom gesê, "Hi, weet, jy moet hierdie foto delete." En die kind het toe sy ma laat weet en 'n saak van crimen injuria is eers oopgemaak, maar om 'n lang storie kort te maak, het hierdie Andrei Meyer toe nou skuldig gepleit en hy is tot 3 jaar tronkstraf gevonnis, opgeskort vir 5 jaar. Hy mag nooit weer met kinders werk nie en sy naam sal dan ook op die register vir seksuele oortreders geplaas word. En weet, dis net so kommerwekkend dat waar is kinders veilig as jy nie eers by die skool die badkamer geriewe kan gebruik nie. Later praat ons weer oor nog stories wat 'n mens kan oorlings gee, maar ek dink die positiewe ding hier is dat die feit dat kinders die vrymoedigheid het om vir hulle ouers te gaan vertel as daar iets fout is. En ek dink 'n mens moet altyd trots wees en bly wees dat daar wel kinders en ouers is wat sulke verhoudings het. En ons hoop die res van die land se kinders al hoe meer het die vrymoedigheid om so met ouers of groot mense te gaan praat as daar probleme is. Nou ja, ons gaan verder doorheen. Ons praat oor dis nou weer een van daai ongemaklike stories, maar oor 'n verskriklike aardige gebeurtenis in Disneyland in Europa, waar daar kon sy 'n valse troue gebeur het, vroegoggend voor Disneyland oopgemaak is, en Disneyland verskriklik geskrik het toe hulle sien wat aangaan. Ja, hierdie was so 'n aardige storie dat ek dit graag met julle wou gedeel het. Nou, hierdie man is 'n veroordeelde seksoortreder in Brittanje, veral met misdade teenoor minderjarige kinders, en hy het toe 'n allemintige €130,000 betaal om die park te huur vir 2 ure voordat Disneyland in Parys oopgemaak het. En hy het homself toe nou vermom as 'n bruidegom, en sy bruid is toe 'n 9-jarige dogtertjie. Hy het selfs mense gehuur as akteurs om as gaste op te tree, en die hele storie is toe nou verfilm. Maar dit was 'n foptroue gewees, maar natuurlik het die personeel by Disneyland in Parys gesien, iets hier lyk nie reg nie, en hulle het die owerhede gekontak, en die Britse owerhede het toe gesê, nee, hierdie man word gesoek in Brittanje, omdat hy sy borgvoorwaardes oortree het. So, wat 'n eienaardige storie, niemand weet wat werklik hier gebeur het nie, hoekom hy 'n foptroue met 'n 9-jarige kind sou wou hou, in 'n plek soos Disneyland, wat 'n kind se droom is. Nee, jy is heeltemal reg. Niemand sal verstaan wat in daai man se kop aangaan nie, Dorien. En dan terug op 'n tuisbode moet ons gesels oor slegte lekkers. Ons stories vanoggend bly terugkom na kinders toe. Dit is vir my baie ontstellend, en daar is 2 kinders in Bellville in die hospitaal opgeneem nadat hulle lekkers geëet het wat daar bevind was dagga, tik en ander onbekende chemikalieë in gewees. Nou, geen klagtes is reeds aanhangig gemaak by die polisie nie, want die kinders sê net dat hierdie lekkers is net uitgedeel op straat, en 'n kind kan mos nou nie nee sê vir 'n lekkerny nie. Maar dit het my laat dink aan toe ek 'n kind was. Dit is in my kop ingedrul, veral deur my oorlede ouma. Selfs toe ek in die hoërskool was, het sy altyd gesê, voor sy vir my gegroet het op die foon, en onthou, moet nooit lekker goed van vreemde mense aanvaar nie. En ek dink ons moet weer daardie ou gesegdes terugbring. Moenie lekker goed van vreemde mense aanvaar nie. Ja, dit is iets wat ons almal se ouers ons ingedrul het, soos jy sê. Dis net vir my verbasend dat niemand aangetree is nie, en dat niemand kan sê, hoorie, maar ek herken 'n gesig of ek weet wie dit was nie. Ons hoop daar is 'n skuldige binnekort, wie 'n verdagte word ten minste geïdentifiseer. Maar baie van ons het bekommernis oor die weermag op hierdie stadium wat sê, asseblief, niemand moet Suid-Afrika aanval op hierdie stadium, want ons dink nie die weermag sal kan keer nie. Ons dink, as mens kyk na die lugmag spesifiek, is baie mense baie bekommerd.
Ja, Pierre, as ons kyk wat aangaan in die wêreld, in die Midde-Ooste, ek dink baie mense het gevra, wat sal gebeur as Suid-Afrika betrokke raak? Kan ons weermag ons beskerm? En die weermag het baie slegte publisiteit gekry oor die laaste tyd. Ons weet van die insident in Komatipoort. Ja. Verskoning, weet jy wat daar gebeur het nie. Ons weet dat daar in Komatipoort het 'n soldaat het 2 mense vermoor en toe sy eie lewe geneem. Ons weet wat in die Demokratiese Republiek van die Kongo gebeur het en dan ook die 12 elite lede van die weermag wat aangekeer is vir die sluipmoordaanval op 'n valke ondersoekbeampte, maar boonbehalwe dit het Angie Motshekga voor die Nasionale Raad van Provinsies verskyn om te sê die weermag dis fyn, ons kan die land beskerm, maar weer eens die probleem van geld na vore gebring en ook die lugmag en gesê en ek wil haar aanhaal hierso. Sy sê we are struggling with the Air Force, we are bleeding. Sy sê dat daar is slegs net 1 vliegtuig wat gebruik kan word, die res is almal onbruikbaar. So sy sê die weermag kan ons beskerm, maar in dieselfde asem sê sy we are bleeding. So ek moet sê ek dink nie ek is baie confident in wat minister Motshekga vir ons te sê gehad het nie. Dorien, ek dink nie enigiemand is nie. En dan lees ons ook van die generaals wat teen duisende rande die wêreld vol reis en om wat te vermag, gaan ek dan nou eintlik so vra om blaatant te wees, want as ons kyk na ons weermag, wat bring die generaals dan nou terug? Ja, ek weet ons het die weermag vir my ons het die weermag eerste keer gesien met die COVID pandemie. Dit is nie mens sien nie troepies wat mee draf langs die pad nie. Iemand het een keer vir my gesê, want ons het 'n weermagbasis hierso in die baai. Iemand het nogals 'n baie oulike voorstel gemaak en gesê, hoekom kan hierdie troepe nie soggens gaan draf en gaan oefen langs die strand nie, in hulle uniforms nie? Sal dit nie ook help om 'n bietjie sekuriteit en veiligheid, die gevoel van veiligheid te bring nie? Maar op 'n internasionale vlak moet ek sê, kom ons hoop maar dat Suid-Afrika nie by enige oorloë betrokke raak nie, want ja, ek het nie baie geloof in die weermag op die oomblik nie. Ek weet nie of die meeste van hulle so ver sal kan draf nie. Maar ons moet praat oor spuitnaalde by 'n musiekfees. Nou hier's nou weer een van daai stories wat my ouma my teen gewaarsku het. Oppas, mense gaan jou met naalde steek. Wraggies, hier gebeur dit in Frankryk. En is nou alweer kinders. Ek besef nou eers die tema van vanoggend se stories is alles kinders. Maar daar was 'n straatmusiekfees wat reg oor die land plaasgevind het in Frankryk. En iemand op sosiale media het begin waarsku dat daar mense is wat beplan om kinders en vrouens met spuitnaalde te spuit, en die meeste van die slagoffers was minderjarige vrouens, dogters, kinders, en van hulle is gehospitaliseer. Nou die polisie het reeds verskeie mense in hegtenis geneem. Hulle het slegs 1 persoon wat hulle op CCTV kamera vasgelê het. Hulle wil hy moet na vore kom. Natuurlik wil hulle sy selfoon hê om te sien met wie het hy saamgewerk, want hierdie voorvalle het reg oor Frankryk plaasgevind, waar hierdie musiekfeeste gehou is. Nou hulle weet nie wat in hierdie spuitnaalde was nie, want die bekommernis was dat daar rohypnol was, wat natuurlik bekend staan as die date rape drug. Maar toetse word nog steeds gedoen. Al wat hulle kon sê is van diegene wat wel met die naalde gespuit was deurmekaar, was lomerig en het nie altyd geweet wat om hulle aangaan nie. Wat 'n skokkende voorval, dat mense nie eers na 'n konsert toe kan gaan nie en jy moet heeltyd bekommerd wees dat iemand jou met 'n spuitnaald gaan steek. Definitief, Dorien. Dorien, dan het ons so 40 sekondes en die kat kom weer. Dankie tog, 'n gelukkige storie. Felix, die kat van George, hy was nou vir 'n geruime tyd vermis, nie 'n geruime tyd nie, 3 jaar, oor die 900 dae, het hy nou, dis reg,
Hy wou seker maar 'n paar stempels in sy paspoort kry en hy's toe nou moeg en hy het besluit hy gaan homself aanmeld by die Pakkelsdorp polisiestasie. Weet nie wat se vorms hy daar ingevul het nie. Maar hulle het hom toe nou ontferm oor Felix en hom toe veearts toe gevat en hy het toe 'n mikroskyfie in en hy is met sy eienaars herenig. Maar kyk net daai gesiggie. Iets sê vir my, hy het net kom rus. Hy's weer op pad ergens heen. Ek weet nie. Ja, kyk, jy kan nie vir Felix nog hou nie. Dorien, baie dankie vir die saamgesels. Jy moet 'n heerlike dag verder hê. Dit is Dorien Loubser van Algoa FM. Bly inskakel, net hierna gaan ons voort. Aluma Capital, celebrating a decade of trust, investing in your future.